Het jy jouself al uit die moeilikheid uitgepraat? Of dalk in die moeilikheid ingepraat? Daar is verskillende spreuke wat hiervan praat en hierteen waarsku. Ook in Efesiërs 5 word ons gewaarsku dat ons woorde gevolge het. Kom ons lees Efesiërs 5 vers 1 tot 7. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het, en vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer tot God, tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam, ook nie gemeenheid of dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging, want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydelwoorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Goeiedag, ek is Dominee Thuisburger, emeritus leraar van die Afrikaanse Protestantse Kerkverband. In Efesiërs 5 word ons geleer dat ons as liewe kinders van God so naby aan hom moet lewe, dat sy liefde ons lewe word. Waar God ons so lief gehad het, dat hy sy seun vir ons laat sterf het om ons te red, moet ons sy liefde naboots of naaap. Ons lewe vir hom moet 'n aangename offer vir hom wees. So lief moet ons hom hê, dat daar van die sonde van onreinheid en gierigheid nie eers sprake van moet wees onder ons nie. Ons as heiliges moet so heilig lewe, so afgesonderd vir God, dat niemand eers van hierdie sonde sal praat in dieselfde asem as van ons nie. Om gemeen te wees met ons woorde pas ook glad nie by kinders van God nie. Ons kan dus nie slegte dinge van ander oorvertel nie. Ons kan nie skinder van ander nie. Ons kan nie leuns vertel of selfs die suggestie laat van slegte dinge oor ander nie. Ons kan nie gevolgtrekkings maak oor ander en dit dan as die waarheid oorvertel nie. Ook in ons humor moet ons goeie smaak openbaar. Lawwe praatjies pas nie by kinders van die heilige God nie. Selfs nie om grappies te ver te laat gaan, dat ons dalk sonde doen daarmee nie. Tel jou woorde, sensor wat uit jou mond uitgaan. Gee liewer aan God die eer en dank vir alles wat goed is, en ten spyte van alles wat sleg is. In vers 6 word ons gewaarsku dat ons met ydelwoorde, leewoorde, verlei kan word. Om baie te praat sonder dat dit die eer aan God gee, is eintlik leë gesprekke. Leewoorde, betekenslose gesprekke, maak God kwaad. Mense wat aan God ongehoorsaam is, praat hulle dus in die moeilikheid in by God. Ek en jy, wat God se liewe kinders is, wil mos net oor God se liefde praat, nie oor die slegte dinge wat ons sien en vermoed van ander nie. Vers 7 leer ons juis dat ons nie moet deelneem aan die dade en woorde van die ongelowiges nie. As die wêreld of die wet dan sê dat laster net is om onwaarheid oor te vertel, dat jy maar mag kwaad praat, solank dit waar is, sê die woord, moenie daaraan deelneem nie. Geliefde kinders van die Vader, praat net van liefde. Vertel net van wat goed en waar en mooi is tegelykertyd van ander. Omdat God ons lief het en ons sondes uitgewis het, het ons hom terug lief. En as ons hom regtig lief het, sal ons nooit ons naaste liefdeloos benadeel deur ons te verbly oor hulle skandes nie. Mense wat lief het, praat met sondaars en nie oor sondaars nie. Is jy 'n geliefde kind van die Vader? Het jy God lief? Dan sal jy ook praat waarvan God hou en soos God
woorde van liefde. Jou woorde tel, want jy kan jou in die moeilikheid inpraat by God, of daaruit praat. Hoe klink jou woorde? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U het ons eerste lief gehad, en U liefde aan ons bewys. Laat ons woorde, woorde van liefde wees. Ons bid dit om Jesus wil. Amen.